gebid oor 'n saak en die Here het daai saak beantwoord. Sê vaak, kom op nou. Wie wil vir my ons vertel? Jy het gebid en die Here het geantwoord. Wie wil dit vinnig van ons vertel? Is daar iemand? Dat is het daar sê. Prys die Here. Amen. Weet jy, God is op die troon. Yes, amen. Ek kan dit getuig. In die laaste ruk het ek werklik waar voor die Here stil geword oor 2 sake wat die Here vir my moet uitklaar. En God is getrou. Amen. Hy luister, hy hoor. Ja. Partykeer nie op ons tyd nie. Nie soos ons wil nie, maar op sy tyd. En ek kan vanaand nie anders om te sê, dankie Here, dat U 'n deur oopmaak waar daar nie 'n deur is. Amen. U weet, ek het gesoek vir werk. As jy nou oor die 60 is dit 'n probleem. En as jy nog grys is, en jy's nog blank, dan is dit nog 'n eerste probleem. En ek het van handelaar tot handelaar gegaan. En ek het redelike kwalifikasies en elke keer stap ek weg, dan sê ek, Here, ek verstaan nie. Maar weet jy wat, God is 'n waarmaker van sy woord. Sal hy iets sê en dit nie waar maak nie. Hy is nie 'n mens nie, sê die woord, dat hy sou lieg nie. En ek dank die Here dat in hierdie week wat verby is, God 2 groot sake vir my omskep het van 'n nederlaag na oorwinning. Amen. En ek wil hom die lof gee vir dit wat hy doen. Amen. Hy sal ons nooit faal nie. Yes. Hy het ons nog nooit gefaal nie. En sy woord sê, hy sal ons nie begewe of ons verlaat nie. Amen. As ons net vandag kan vashou en sê, Here, my vertroue is nie op 'n mens nie, maar my vertroue is op die Here, wat die sluise van die hemel kan oopmaak. Yes. Wanneer ons roep, dan antwoord hy. Wanneer ons vra, dan gee hy, want hy is 'n waarmaker van sy onfeilbare woord. Amen. Amen. Nog iemand? Pastor Lawrence. Ja. Weet broer en suster, baie keer dan bid ons en ons vra Here, beskerm ons, bewaar ons. En ons bid graag, hou ons onder die kosbare bloed. En ek ry eendag werk toe en ek dink by myself, wat bedoel ons regtig as ons dit vra? Here, bewaar my onder die bloed. En ek ry eendag huis toe en op die aansluiting na die snelweg toe, skielik is daar 'n armed robbery so ver van my af as wat die dromme is. Die skote klap en almal stop en breek en die vrou voor my skrik so groot. Sy sit haar kar in reverse en sy ry my kar flenters. Maar sy kar is so Yes, Lord. dis tussen my en die skote wat klap. Mm. En ek ry weg. Met 'n kar wat 2 weke met penalty staan. En tog kom dit gereeld by my op, hierdie laaste 2 weke. Here, bewaar ons onder die kosbare. Yes, amen. En ek besef, daai vrou wat terug reverse het haar BMW tussen my en my 4 wapens gewerk. Amen. Thank Grote God. Dit is meer as genoeg. Om te sê, Here, ek verstaan nou wat ons vra. Bewaar my onder die kosbare. Yes. Want nie saak, ons dink nie altyd aan die omstandighede nie. Ons dink nie altyd wat kan gebeur of hoe dit gebeur nie. Maar as jy 'n bietjie nabetragting hou, weet daai aand, daai ongeluk, as ek stil en ek is, en die kinders bly vra maar hoe en waar, wat het gebeur, en almal wil net weet. En net jy sê vir hulle, los jou pa, dis nog skok. Los hom, hy sal regkom, hy sal praat. En tot die besef kom, want ek is bewaar, en ek is beskerm. Al is my kar stukkend, al kost dit my geld, dan moet ek
waar het jy gevra. Hou my uit in kosbare. Dit is belangrik, broers en susters. Yes, amen. Ons verstaan nie altyd. Maar die Here sal altyd vir ons die antwoord gee. So bid maar hier tot jy die antwoord kry. Amen. Halleluja. Ek wil net by Lourens aansluit jare terug in Randfontein gemeente. So hospitaal toe, Kreeushospitaal toe, een van ons jong manne in 'n rugoperasie ondergaan. En ek het gedoen 'n gebed by die hospitaal. En die klaar van gebid het, toe vra die persoon langs aan, wil ek nie vir hulle bid nie. En ek begin met die mense deel. En sê vroukie, toe is hulle teruggevallen Pinkstermense wat 11 jaar laas in 'n kerk was. Bring hulle weer terug na die Here toe en dan kyk en hier kon in 'n kruis Randfontein toe van Kreeushof af. En ook daar kom hy met 'n bakkie met klomp staal agterop en waar ek links regs moet draai, kom hy oor en hy vat die hele linkerkant van my kar weg. En kyk die besigheid so en hy sê hy gaan my in die hof sien. Gelukkig was daar verkeersbeampte so eentjie agter toe en hy het gesien wat gebeur het. Hy sê mannetjie, bly jy staan. Jy het nie eens geselskap in die saak nie. Gaan huis toe en dan kom by die huis en ons vriende van my ouers daar en die oom kom uit en hy sê, Peter, what are you going to do now? So dan kom doen, just to tell you, this is God's problem, it's not my problem. En ek het nie geld vir die Bybeltale nie. Dan vat die kar en sê hulle dankie. Wat gebeur? Toe hulle my bel en mekaar is reg, dat daai dag ek geld kry vir die Bybeltale. En wat meer is, 'n paar maande daarna bel die versekering my, sê hulle soek my bankrekening, sê nou hoekom? Sê hulle wil die Bybeltale weer terugbetaal in my bankrekening. So ek dubbel gekry. Mag die Here u seën, ons gaan vanaand 'n bietjie verder, so. Wat daar sê, en ek maak hom oop en ek kry hierdie vers en ek het genoem aan die einde van die getuienis. Dis in Jesaja 65 vers 24. En voordat hulle roep, sal ek antwoord. Amen. Terwyl ek nog spreek, verhoor ek. En hoe kan ons nie getuig nie vir elkeen van ons wat hier sit? Nog voordat ons geroep het, hy weet van ons omstandighede. Lourens, hy het geweet waarheen jy gaan. Jy het nog nie eens geroep nie, die skietery het nog nie eens gebeur nie. Toe weet ons hemelse Vader alreeds. Daar's 'n kind van hom wat moet beskerm word. En so kan ons getuig deur al ons lewe, was hy altyd op tyd en op voortyd, want hy hoor as ons roep. Hy spreek nog voordat ons roep. Ek eer die Here. Amen. Baie dankie daar sê. Ons gaan vanaand weer 'n bietjie kyk wie of wat is hy. Dit is 'n mooi les, dit is kan ook 'n moeilike een. Ons sien wie kan die eerste optel wie die persoon is. Nommer 1, die persoon het besef die Here is nie die aannemer van die persoon nie. Die Here kyk verby dit wat oor hom uitgespreek is. Baie mense se lewens word daar dinge uitgespreek, voorgeboorte, nageboorte, in die skool. Kom ons sê dit baie, ek weet nie wie van julle in die skool, jy is 'n dommie, jy gaan dit nie maak nie. Ek weet in my matriekjaar, het ons 'n wetenskaponderwyser gehad en een van die jong matrikulante saam met my, Pinksterseun ook, en die onderwyser op die dag besluit hy gaan afvak en hy sê, jy weet daai mense wat glo dat hulle gaan net eendag verdwyn van die aarde. So jy kyk sulke mense wat dit glo dat gaan binnekort gebeur. Al 50 jaar, 60 jaar later nog nie gebeur dat Jesus gaan kom, maar Jesus gaan kom. Hy sê die wetenskap het klaar 'n antwoord en 'n bewys dat daai mense as gevolg van daai dag se sonstrale wat uitgegaan het en as gevolg van hulle snaakse lewens eetgewoontes wat hulle het, gaan hulle net verdwyn as gevolg van die sonsaak. Dis hulle verklaring. En ek en die ou Johan was sy naam. Ons was nie baie lief vir die Onnie nie en so is ons Vitamin
Ek het my huiswerk gedoen, maar nooit ingegee nie. Om hom kwaad te maak vir hom nie. En hy sê, ek sien julle volgende jaar weer hier. Toe die einde van die jaar, toe ons matriek sertifikaat, ons my wetenskap daar. Sy gaan wys op en ek sê, meneer, kyk hier staan hy, ek het het gemaakt. Sy sê, so mondig. Ons het geweet wat is die saak. Maar die groot saak is, die Here kyk verby wat oor hom uitgespreek is. Hierdie man sê, ek is 'n man van gebed, I'm a man of prayer. Wie dink jy het gebed? Die Here hoor die gebed van my hart. Dink 'n bietjie mooi. Wat 'n man kan sê, die Here het die gebed van my hart gehoor. Wie hoor dat? Niemand nog nie. Nee, was nie Dawid nie. Die Here gee my die begeerte van my hart. Amen. Ja, amen, dis sê, maar wie was hierdie man? Wat so gebid het en sê, Here, gee die begeerte van my hart. Amen. Hy kom uit die Ou Testament uit, dit sê so nou naby gekom. Not Daniel either. Ja. My vurige gebed as 'n regverdigheid groot krag. Amen. Die man het dit besef. My effectual fervent prayer as a righteous man availeth much. Nog nie. Daar is 'n stad na my vernoem in die Ou Testament. Nog nie dink nie. Hulle is nou verbaas wees. My moeder het my met swart gebaar. Daar is 2 name in die Bybel wat amper dieselfde is. Nie dieselfde is nie. Wil jy weet wie is die man? Julle het baie van hom gehoor. Julle het baie van die man 'n paar jaar terug gehoor. 1 Kronieke 4 vers 9 en 10. Kom ons lees gou oor daar. 1 Kronieke 4 vers 9 en 10. Kom ons lees wat sê wie sê. En Jabes was meer geëet as sy broers. En sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gebaar. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder, en u hand met my sal wees, en u die onheil van my afwees, sodat my geen smaak tref nie, en God het hom laat kom wat hy begeer het. Yes. Weet julle van Jabes? Nou, so 'n paar jaar terug, seker so 10 jaar terug, was er baie groot nuus die Jabes gedeelte, dan Kronieke. Is ingeskryf tussen al die stamname en alles, ewe skielik Ezra, die profeet, wat daar ingeskryf het, hy bring hierdie 2 verse in. En dan gaan hy verder met die klompname. Was weggesteek. Slaan die Engelse ene daaroor. Die Here is nie die aannemer van die persoon nie. The Lord is no respecter of persons. Wie was dit? Wat is daar? Deuteronomium 10:17 het Jabes geweet, want die Here, julle God is die God van die gode en die Here van die Here. Die grote magtige gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie. Die Here kyk nie wie is hy. For the Lord your God is a God of gods and Lord of lords, a great God, a mighty and terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward. Ek het nergens gelees dat die Here sê, jy is belangrik en jy is nie belangrik nie. Ons is almal sy oog. Ons is kosbaar vir die Here. Ons het, toe ons destyds in dispatch was, in die gemeente, dan hoor ons, die mense praat van die boordorp en die onderdorp. Ander kere hoor mense praat van die verkeerde kant van die spoor. Maar weet jy wat? Die Here sien almal raak. Ryk,
of arm. Groot of klein. Die Here is nie die aannemer van die persoon. En toe Jabes dit besef, sy moeder sê, sy baar met smarte, met ander woorde, verdriet het sy gehad, en sy het verdriet oor hom gespreek met sy naam Jabes. Dis die Here, maar dis nie wie ek is nie. Ek is kind van God. En ek kan bid dat die Here my dinge verander. En as die Here vir Jabes het kon gedoen, wat van ons? Amen. Die Here wil jou situasie ook verander. Ek is 'n man van gebed, I'm a man of prayer. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, Jabes called on the name of Israel. Wat 'n voorreg. Toe weet jy kan die Here aanroep. Toe besef, ek as kind, en jy weet, ons is eintlik meer bevoorreg as Jabes. Want die woord van die Here verklaar vir my, ons het die vrymoedigheid om die troonkamers van die hemel in te stap, deur die bloed van Jesus Christus. So moet jy dink, ag, wie is ek nie, jy het die kosbare bloed van Jesus wat oor jou is, wat hy gestort en sê, welkom in my teenwoordigheid. Die Here hoor die gebed van sy hart. Kom ons lees dit. En God het laat kom wat hy begeer het. And God granted that which he requested. Wat het hy begeer? Wat was Jabes se saak met die Here? Sy grondgebied moet vermeerder, die Here moet ons seën. En wat sê die Here het dit vir hom gegee. Die Here het gedoen. Nou vra ek, as die Here dit vir Jabes gedoen het, en die Here vir ons, as ons kom sê, Here, dit en dit het ek nodig. En jy sê, nee man, ek kan nie vir jou gee nie. Maar Here het vir Jabes gegee. En Here, die woord sê, hy is nie die aannemer van die persoon nie. So die Here is verplig om te gee wat jy vra van uit sy hand uit. Verplig in die sin dat dit in sy wil is, dat jy weet, dis daar vir jou. En daarom kan ons dit bid. Die Here gee om die begeerte van sy hart. As U my ryklik seën, wie wil nie geseënd wees nie? Here, ek is tevrede met my lot. Ek kan my lot aanvaar. Dit jy lees, sê Here, as Jabes kan bid, seën my. Het ek seker die reg ook om dit te bid? Sê Here, seën ons. Seën wysers en seën ons gemeente. Ek bid vir die volle seën van die Here op hierdie gemeente. En vir elkeen wat deel is daarvan. En my grondgebied vermeerder. En die hand het my sal wees, en die onder afwees, sodat my geen smaak tref nie. Here, U weer al die onheile af. Die vyand beplan onheile oor ons. Hy wil hê ons moet onder toe gaan. Sê nie, woon toe saam met die Here. Hy gaan dit nie reg kry om my vas te hou by die aarde met sy aardse dinge en situasies, want ek weet wat ek weet. Hoe sê Paulus, ek weet verseker dat hy weet wat vir my is nie teen my nie. Ek weet verseker, die Here is daar vir my. Kan U ook dit sê vandag? Kan U ook sê, ek weet verseker, die Here is my erfdeel, my posisie, my porsie. My vurige gebed as regverdigheid groot krag. My effectual fervent prayer as a righteous man availeth much. Nou hier sit ons met 'n groot probleem. Jakobus 5:16 die B-gedeelte sê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En wanneer, en nou kom jy maar Here, ek kan nie bid soos daai man bid nie. Ek kan nie soos Pastor Frikkie bid nie. Vurig aan die brand. En dan verneder jy jouself nou, ek kan nie so bid nie, want die woord sê, ek moet 'n vurige gebed hê. 'n fervent prayer.
En nie wil ek hierdie probleem nou hopslaan eens en altyd. Jou gebed, al is dit 'n stille gebed, is vir die Here belangrik. 'n moeder kom in die kamer in en sê hoor haar dogtertjie voorsit en slaap by die ABC, die alfabet. En die moeder luister en sê, die kan praat met my kind, wat het jy nou eintlik gebid? Sy sê, mamma, liewe Jesus weet om al die letters op die regte plek te sit. Om my gebed te hoor. The Engels King James, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. En ek 'n bietjie gaan naslaan met presies die woorde. The earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. Want het uit jou hart uitkom. Nee, daar's niks fout met 'n vurig gebed nie. Dank die Here vir die as wat vurig bid. Dit spoor ons aan. Dit laat ons voel, o, dis nou lekker. Maar dan kom jy, ag, ek kan nie so bid nie, wat help dit bid. Maar wanneer dit uit jou hart uitkom. Ek lees hier dat Jabes 'n man was van baie woorde nie. Maar uit sy hart uit dat hy, Here, sien my raak. En die Here doen dit. The prayer of an innocent person is powerful and it can help a lot. Here, ek is onskuldig vir U. Die duiwel wil kom en hy wil sê, as jy nie so vurig kan bid nie, hey, dat is fout in jou lewe. Jy moet maar 'n bietjie ondersoeking stel. Dat is fout, dat is 'n probleem. Jy kan nie bid soos daai man of daai suster bid nie. Hy sal hinder uit die put van die hel die duiwel. Jy uit jou binneste, jy is onskuldig vir die Here. Jy staan van sy Here, hier is ek. Prayers offered by those who have God's approval are effective. As 'n bid volgens die riglyne van die woord. As 'n woord sê die woord, Here, ek bid volgens die woord, it's effective. Dis doeltreffend. The prayer of a person living right with God is something powerful to be reckoned with. As jy met die Here in 'n verhouding is, dan is jou gebed kragtig, magtig. God luister graag na mense wie se saak met hom reg is. En ek het dit genoem, ek wil dit net doen om te bewys vir die Here weg. Leer dan weer maar rustig, 'n rug seer gemaak. As ek uit die bed wil kom en ek neer gaan kyk vir die muur, teen die muur of staan kan nie. Rug is seer en ek het nie rugprobleme nie, nog nooit gehad nie. Ek beskryf daar op by terug van daai wildgebrug, toe gaan knap iets in my rug. Die woensdag aand, wat van die broers wat van die kerk broers en anders wat het gehoor, wat doen hulle? Das ons bid vir jou, en hulle bid dat ek voel daai dag lig, niks gebeur nie. Nou kom een van ons broers, 'n eenvoudige broer, en die broer was so tipe geaardheid, hy was daai tyd op die spoorweg, al die pype van die lokomotiewe spul gemaak, en hulle geblim. Hy het 'n ou Cadillac gery. Jy kon van, as hy in die kop oploop, kan jy van hom af, hy skoon, blik. En hy kom daai aand, en ek hoor hy sê my vrou, kan ek vir my pastoor gaan bid? Ja, kyk jy kan, en stap hier. Here, hier lê my pastoor. Ek kan nie so hê nie. Ek vra raak nou aan. Daar gebeur iets my rug. Amen. Amen. Jy weet het, jou opregte gebed uit sy hart. Amen. Dit werking gehad in my binneste. Die volgende naweek toe gooi sy met paadjies op die kerk daar.
draak sak as 'n mens rond. Tot vandag nooit weer 'n probleem gehad nie. Daarom weet hy, die kragtige gebed van die regverdige het groot krag. Die volgende vraag wat ons gevra, daar is 'n stad na my genoem in die Ou Testament. Rigters 21 vers 9, en die volk is getel, en daar is niemand van die inwoners van Jahwe in Gilead nie. Hy het nie daar stad gaan stig nie, maar die mense het naam van genoem. Want die opregtheid van sy hart raak gesien. En ek lees, hy was Engelse scribe. Weet jy, ek wou nog kyk wat beteken 'n scribe in Afrikaans. Nie 'n skrywer nie. Maar die wet, hy was like 'n landros of iets gewees. Maar hy noem 'n stadnaam. Ons kom by die laaste, my moeder het my met smart gebad. A mother birthed me with sorrow. Wat 'n toestand om in die wêreld in te kom met smarte. En hoeveel mense sit met daai smarte van hulle kinderjare. Nou het ek met iemand gepraat. Sy sê, as jy net weet, hoe was my kinderjare gewees? En ek vandag as gevolg van my kinderjare. Dit wat ek doen, dit wat ek optree, is as gevolg van my kinderjare. My opvoeding wat swak was. My ouers was alkoholiste, verdowingsverslaafdes. God verander hulle. En hy vat van daai slegte grootword jare en hy maak van jou iets gesondes. Dankie Here. En sy moeder om Jabes genoem en gesê, ek is by smart gebaar. En daarom kan ons vanaand sê, Here, maak nie saam waar gebore is nie. Ek weet, die Here is met my. Ek onthou is paar jare terug, was daar boek Forth from the Dungeon, uit die hoor, uit die tronkheid. Christopher Lesser, as iemand ooit daai boek in die hande kry, dat hy weet. Iemand was in gevangenis gewees. Verkeerd gedoen. Maar die Here ontmoet hom daar. En hy word 'n prediker van die evangelis. Die woord van die Here. Hy kan lewens verander. Amen. Moenie kyk na die wat in probleme is en dit besef het, ja, ons het altyd gesê as ons 'n boemer sê, ja, hy is sleg om te werk. Maar weet jy wat, die Here kan daai man gebruik as hy by Jesus uitkom. Amen. En is ons plig om daai mense ook by te staan. Amen. Iemand vertel my vanoggend hierso, sy het gister op die huis, en daar's 2 boemelaars in 'n rolstoel. Sy kyk na hulle met soveel deernis. En sy bid vir hulle, sê Here, verander mense se lewens. En ek glo die Here gaan haar gebed verhoor. Wanneer laat ek ons, ek self, ek skuldig. Wie sê hulle? Stuk gemors. Dis God se skep. God hulle gemaak. Ek gaan 'n ander voorbeeld, ek skryf in hierdie gedagte. Ons weet in die era wat ons groot geword het. Ons kon na die ander kyk en afmaak en name vir hulle gee. En name noem. En ek hoor dit, baie mense noem dit vandag nog daai name wat hulle vir hulle gegee. Ek vra die vraag, wie het hulle geskape? Dis God se beeld. God se handewerk. Wie vind ooit na 'n blom gegaan, sê jy, dis 'n slegte lelike blom. En byna aangegee. Is dit reg dat ons na God se beeld geskape, ook sy handewerk so aftakel? Dis nie reg nie. En die Here het
Kom ons behandel hulle met die nodige respek wat die Here vir ons gegee, soos mekaar behandel moet word. En ons doen dit vir hulle. Nou Jabes is so groot storie mense. Ek het net so 'n bietjie vinnig aangeraak om te sien wie kan hom uitwerk, niemand nie. En volgende week as die Here wil, die Here my uitgelig, gaan ek 'n bietjie praat oor die hele saak van Jabes. Sê ek weet nie waar jy al die boek gelees, maar ons leef nie meer uit nie. En dan gaan Jabes se hele geskiedenis en lewe uitlê, dat ons gaan weet, ons kan ook soos die Jabes optree. Ek dink dit gaan iets interessant wees, terwyl ek eintlik gisterand vanoggend 3 uur bed toe, want ons het baie mense gehad, en sê dankie en ek wil julle nooi. Goudpark nommer 20, 1 Solstraat Bronkhorstpyp in Kuierval, so dis meer as welkom. Dit was lekker geweest gisterand. En toe kom daar 'n ander ou pastoor en hy het gesit en toe hy is weg is toe sy studeerkamer toe. En dit is nie maklik om die goed net te sê, ek kyk in 'n boek. Ek van vra die Heilige Gees lei my, wat moet ek vra, wat moet ek wees? 3 vanoggend dus ek is kamer toe. Anthony's Regine sê ook by jou oog is rooi. Sê ja, seker van die min slaap. Maar ek is hier en ek kom met julle praat, terwyl ek besig was, sê die Here, Jabes moet weer herstel word, Jabes se gebed, dat ons kan weet wat sê die Here vir ons. En dan wil julle bid daarvoor vir my, dat die Here werklik kan uitlig, maar weer die Here gaan met ons wees. Kom ons sê net vir die Here dankie, dat Jabes, daai 2 verse van Jabes in die hele Ou Testament ingevoeg is by Ezra. Ek sit verstaan dat sê Here, nou hoe het Ezra hierdie 2 verse gebring met al daai name? Wat het hom besiel? Wat het hom skielik laat dink? Besef is die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dat ons kan weet, die Here is nie die aannemer van die besluit. Ons kan wees nie nodig om waar ons gekom het ons agtergrond nie. Maar ons wel weet, die Here hoor ons gebed. En hy antwoord. Daarom elke gebed wat enige een in hierdie plek vanmiddag hier is, wil ek bid en vra, antwoord op Here, antwoord ons. Dat kan ook sê Jabes sê, die Here het dit vir my gegee, en God het geluister. Seën ons so verder, en Jesus my naam bid ek. Amen. Mag die Here u seën en met u wees, en vat dit wat die Here vir jou doen in die tyd. Baie dankie.